Die familiealtaar, Bybellesing. Daarom het die Here die leerowerste van die koning van Assyria oor hulle gebring, en die het Manasse met hakke gevang, en hom met koperkettings geboei, en hom na Babel vervoer. Maar in sy benoudheid het hy die aangesig van die Here, sy God, om genade gesmeek, en hom diep verootmoedig voor die aangesig van die God van sy vaders, en tot hom gebid, en hy het hom verhoor en na sy smeking geluister en hom na Jerusalem in sy koningskap teruggebring. Toe het Manasse herken dat die Here God is. 2 Kronieke 33 vers 11 tot 13. Boodskaplesing. Nie lang gelede nie, in Chicago het 'n volle evangeliegroep 'n vergadering gereël. Hulle het na 'n groot Bybelskool gegaan en 'n groot intellektuele spreker gekry. Dit is oor die hele stad geadverteer. Hierdie groot spreker van 'n sekere groot skool met so 'n naam en al die grade agter sy naam, dat hulle gedink het dit sou alles wees. Toe die skare bymekaar kom om die man te hoor, het hy van agter in die gebou opgestaan, netjies aangetrek met 'n pak, sy kraag omgedraai en sy toespraak onder sy arm. Hy het vorentoe geloop en dit voor hom oopgesprei. En die toespraak, dit was uitnemend. Niemand kon iets daarteen sê nie. Dit was perfek. Die grammika was presies. Sy optrede en kanselmaniere was foutloos. Hy het nooit gehakkel of gestruikel soos baie van ons nie. Hy het sy toespraak met groot welsprekendheid gebring. Maar hy het gedink, met hierdie klomp ongeletterde mense sal ek opstaan en vir hulle wys dit regtig beteken om 'n prediker te wees. Met sy bors uitgestoot het hy selfversekerd opgestap en sy toespraak gelewer. Maar hy het gou agtergekom, dit pas nie by daardie soort gehoor nie. Dit het bo hulle koppe gegaan. Daar was soveel groot, moeilike woorde dat hulle dit nie kon verstaan nie. Na 'n rukkie, toe hy besef hy is verkeerd, het hy sy toespraak opgetel en dit weer onder sy arm gesit. Sy skouers het gesak, sy kop het gebuig, sy knie het lam gevoel en hy het nederig en verneder van die kansel afgestap. Daar het 'n ou heilige agter gesit, het rondgekyk, 'n ander een aangestoot en gesê, as hy opgegaan het soos hy afgekom het, sou hy afgekom het soos hy opgegaan het. En dit is omtrent reg, totdat 'n mens besef dat hy niks weet nie en homself voor God verneder en verwag dat die Heilige Gees die werk moet doen. Dit is die geheim. 'n Mens kan niks bereik deur sy eie verstand of geleerdheid nie. Hy moet volkome op God staat maak. 'n Banier, 19 Januarie 1962 deur William Marion Branham.